ons oogmerk kan wees om mense te bemagtig met inligting en om maniere om hulle finansies beter te bestuur. Baie dankie ook vir die fasiliteerders en die aanbieders wat gewillig is om hulle tyd af te staan hiervoor. Ons vra nou dat U met ons sal wees en ons sal seën. Here, ek weet nie of ek reg was nie, maar dit het vir my gelyk asof Janet in die hospitaal is en ten spyte daarvan bywoon, en ons is dankbaar daarvoor en ons vra dat U ook met haar sal wees en haar sal genees en genesing sal bring, ook daar waar sy is. In Jesus naam bid ons dit en ons dankie daarvoor. Amen. Baie dankie. Ek gaan net gou die spreker vir vanaand aan julle voorstel. Dis broer Dion de Pre, as ek reg is hy van Advent Hoop af, daar in die Noordweste in Klerksdorp. En Dion is getroud met Caroline vir die afgelope 34 jaar. Hulle het 2 kinders, Ronay wat 28 is en Doan wat 18 is. Hy hou van die buitelewe. Moenie nou na sy prentjie kyk daar agter hom nie, want dit lyk nie soos buitelewe nie. Hy speel nog tennis en paddle 2 tot 3 keer per week, so hy's lief vir 'n raket en 'n bal. Hy geniet ook golf, broer Stefan. 2 tot 3 keer per maand speel hy golf en hy het liga in tennis en golf gespeel. Na skool het hy diensplig gedoen by die polisiediens en hy wou dit sy loopbaan maak. En vir 5 jaar was hy deel van die forensiese afdeling. Sedert 1991 vir die afgelope 34 jaar is hy in die finansiële bedryf waar hy 2 jaar by Old Mutual spandeer het en die afgelope 32 jaar by Momentum. Hy begin as 'n besigheidskonsultant in 1993 by Momentum en aanvaar die pos as Momentum se beleggingsspesialis in die Noordweste vanaf 1 September 2021. Hy verwerf ook 'n diploma in finansiële markte en instrumente in 2012. Ons is baie dankbaar dat hy hier is. Nou vanaand, ek het gedog dis die week se titels of temas, maar dit klink vir my dis net vanaand se. Hy gaan die sielkundige opbouing van rykdom hanteer, dan hoe om geld te bemeester, 'n praktiese gids daarvoor. Dan gaan hy praat oor God en geld en die godsdienstige reis wat ons daardeur gaan onderneem. Hy gaan ook praat om die lewe se uitdagings te konfronteer en rykdom te bou, en dan gaan hy ook praat oor die baie betekenisse van geld. Dion, ons is baie dankbaar vir jou bereidwilligheid om te praat en ons sien uit daarna. Baie dankie. Lorraine, kan hy voortgaan of wil jy nog iets gesê het? Jy's gemute, Lorraine. Gemute. Ekskuus tog. Nee, jy kan gerus voortgaan, broer Dion, en baie dankie vir u bereidwilligheid om deel te wees. Ek hoop almal is geseënd vanaand. Dankie. Dankie Lorraine, dankie Gerrit en dankie almal wat hier is. So ek dink wat ek gaan sê, ek dink baie van julle ken baie van die terme, daar gaan nou nog 2 goedjies wees wat julle nie gaan ken nie. Asseblief, ek het vir Lorraine gevra, sy het my gevra sy wil dit vertaal, want ek het alles in Engels gedoen. Ek dink die terme en die terminologie vir finansiële markte is net makliker as mens dit in Engels het, so ek is bereid om dit te vertaal. So as julle nie verstaan nie, ek dink wat ons doen, ek het vir vanaand is al 5 aanbiedings wat dis wat hulle gevra het ek moet doen, maar is net 8 skyfies of 8 slides wat ons gaan behandel per aanbieding. So dis nie lank nie, dis kort, vanaand se gaan die langste wees. So ek dink die aande wat volg tot en met Vrydag aand is net 1 aanbieding per aand. En as ek vir Lorraine kan vra, as dit klaar is met 1 slide om deurgewerk het, net julle hand opsteek en dan sal ek al die vrae beantwoord as daar is. En as jy nie verstaan nie, moet julle my asseblief vra dat ek weer verduidelik. So ek gaan my eerste aanbieding met julle deel. Net vir in die onderkant kry, ekskuus.
Okay, sê vir my as julle hom kan sien. Kan julle hom sien of nog nie? Nog nie Dion. Nog Kan nie. nog nie sien Okay, nie. net kyk. Kies julle, ek sukkel nou hier met hierdie want ek het nou hier op my laat ek net gou kyk, ek het hom in PDF ook, laat ek net kyk of dit nie dalk is hoekom hy nie wil werk nie. Vir die eerste een oopmaak, ek gaan net kyk of hy werk. Hy werk slegs ander. Ek sal hierdie vir julle stuur. So as ons klaar is met alles, ek sal dit gaan oplaai vir julle. So al my aanbiedings sal ek elke aand as dit klaar is, as julle iets ekstra wil hê of meer inligting, soos 'n begroting op Excel of wat ook al, ek sal dit ook vir julle stuur. Werk jy op een skerm of meer as een skerm? Hy sê vir my hier Microsoft Edge tab en dan sê hy window en dan sê hy entire screen. Okay. Sal ek net kyk as ek die entire screen dalk share. Kan julle iets sien of nog nie? Julle nog iets sien nie? Nee, Nog niks. nie Dion. Kan julle iets sien of nog nie? Nog nie? Hallo, Nog niks nie Dion. is daar nog niks aan julle kant nie? Skus nou hier ook, ek weet nie hoe kom dit nie. Daar is hy nou. Lorraine, ek weet nie of dit syne is of myne is nie. Ek het nou sommer geshare wat Okay. wat jy vir my gestuur het, maar ek weet nie of dit vir Dion gaan help en of dit hom gaan die mekaar maak nie, want nou gaan hy elke keer vir my moet sê, okay, volgende skyfie of so iets. As dit myne is wat daar share. Okay, jou sien Dion, ek. ek weet nie of dit jou gaan help en of dit jou gaan kortwiek nie. Nee, dit is reg. Ek sal vir jou sê, Gerrit, kan julle my hoor? Ja, Okay. Goed, kom ons gaan, ek gaan maar net so deur dit gaan. Julle moet my stop as daar enige iets is wat julle nie verstaan of iets wat dit is die onduidelik eerste een, né? Moet ek net seker maak by my. Of hulle nie die Engels gehad het nie. Wou jy Ek die wil Engels eintlik die Engels eintlik gehad gehad het, Dion? Ja, het julle die Engels by julle? Laat ek net gou hier by my kyk of dit nie by my gee my nou oopmaak kans nie. dat ek toemaak hier en ophou share en dan sal ek gou die Engels oopmaak. Gerrit, dat ek net kyk of hy nie nou hier by my wys nie.
Ons is jammer vir die ongerief. Ja, ek is jammer daaroor. Kyk. Hy wys nou Aanbied jou, gou, hy as het jy- nou iets gewys, maar hy het nou jou Facebook Weet jy gewys. wat ek gaan doen? Ek gaan gou hierdie net van my toe e-pos, hierdie aanbiedings en dan. Jy het nie nog daai wat ek vir jou gestuur het nie, nee Lorraine? Op Ek jou, het dit nou. wag, ek sal gou kyk by my, die wat ek gestuur het so. OK, kom ons probeer weer. Is dit nou jy, broer Gerrit? Ja, dit is nou weer ek. O, okay. Maar is dit nou die regte een of is dit moet ek die Ja, sequence ek verander? dink daai ene is, ek gaan nou vir jou sê, Gerrit, dat ek net hier by my seker maak dis die eerste ene. Die eerste een sê what money means to most. OK, laat ek hierheen stop. Come on. OK. Goed, hier gaan ons, kom ons kyk. Dis hy daai Jan. OK. Goed. Kan dit so vinnig deurgaan? Hulle sê money plays a multifaceted role in our lives, shaping our decisions, impacting our well-being, and reflecting our personal values. This presentation delves into the different ways money affects us, exploring its importance for financial security, freedom, wealth creation, and personal fulfillment. Jy kan maar vir my aanblaai asseblief, Gerrit. So dit sê maar net daar geld as die fondasie van sekuriteit. Dit sê dit beheer oorspandering. So having money allows individuals to manage their daily expenses and save for emergencies. This empowers them to make conscious decisions about their spending and avoid unnecessary debt. By living within their means, they build a strong financial foundation that provides a sense of stability. So dit sê a sense of stability. Sal daarby kom. Life throws curveballs, and having financial resources helps people navigate unexpected situations like medical emergencies, job losses, or unforeseen repairs. So julle sal ook sien met my aanbiedings hierdie week. Mens moet 'n noodfonds hê van so 3 tot 6 maande se salaris. Dis vir al hierdie onvoorsiene uitgawes wat mens mag hê. It said it enables them to handle these events without significant stress or financial ruin, providing peace of mind and allowing them to bounce back. So dit sê maar net covering financial shocks. Is daar enige vrae op daai twee wat ons reeds nou gelees het? Geen vrae nie. Goed. Dan sê hy money as a gateway to freedom and opportunities. So a choice of flexibility, jou keuse om buigsaam te wees. So dit sê finansiële onafhanklikheid, financial independence, allows individuals to make choices that align with their values and aspirations. Whether it's changing careers, pursuing passions, or spending time with loved ones, money provides the flexibility to make these choices without financial constraints. So weer eens wat ek sê, as mens 'n noodfonds het, jy het nie nodig om in jou geld of in jou salaris te gaan vat nie, en dit help jou om daai onvoorsiene uitgawes dalk te dek. Achieving goals. Money is a vital resource for realizing personal goals, whether it's traveling the world, buying a home, starting a business, or investing in education. Provides the necessary financial resources to pursue dreams and achieve long-term ambitions. So die long-term ambitions, ekskuus Gerrit, as jy net kan teruggaan, asseblief. Die long-term ambitions is soos uitreaniteit. So as mens nie uitreaniteit het nie, jy tree enige af op 'n pensioenfonds, het mens nie geld om vir jou inkomste lewenslang te voorsien.
So as mens van jongs af begin, is dit baie makliker want saamgestelde opbrengs is net makliker oor 'n langer termyn as wat mense op 40 of dalk op 50 begin spaar eers. Okay, Gerrit, jy kan aangaan. Ekskuus Dion, maar dit Ja. is nog steeds beter om op 50 te begin as om dit heeltemal uit te stel en te los. Solank jy net iets het, Gerrit. Ja. Jy kan nie glo nie, hulle sê mense spaar glad nie. Ek dink daar spaar maar iets soos 10 of 15% van mense vir hulle aftrede. En 4% van mense kan maklik aftree. So om dit maklik te stel, as 100 mense aftree, gaan 4 onafhanklik wees, finansiëel onafhanklik. Die ander gaan of afhanklik wees van die staat, of van familie, of kinders. En ek dink die mense wil dit hê nie. So dan sê money as a catalyst for wealth building. So savings and investments. Savings is a cornerstone of wealth building. By setting aside a portion of their income, individuals can create a financial cushion and invest in assets that have the potential to grow over time. This strategic approach to managing money laid a foundation for long-term financial stability. Ek wil net sê, ek gee nie advies nie, ek mag nie advies gee nie. So as julle verder met die goed wil praat, ek weet nie of die konferensie self finansiële beplanners het, of julle eie persoonlike finansiële beplanners het nie. Maar ek sal aanraai gaan sien iemand wat kennis het, gewoonlik die mense wat 'n graad het so CFA, Certified Financial CFP, Certified Financial Planning. Hulle deesdae moet die versekeringsbedryf het standaarde en daar moet grade wees. Dis nie meer enigiemand wat kan instap in die versekeringsbedryf soos 'n onderwyser of 'n polisieman en sê nou wil hy versekering gaan verkoop nie. Dit het heeltemal verander al so 15-20 jaar terug. So asset creation, wealth isn't just about income, it's about converting earnings into assets. This involves making informed investment decisions, acquiring real estate and building a diversified portfolio. Gediversifiseerde portefeulje. So jy het bates soos eiendom, jy het bates soos kontant, jy dalk geld uit in die bank, jy het dalk 'n belegging wat aandele in het, hy het staatseffekte in. So jy het 'n kombinasie van bates binne in jou portefeulje wat vir jou daai diversifikasie gee. So as die een opgaan, gaan die ander dalk af. So jy het altyd daai gelykbreekpunt dat jy nie daai uitskieters het wat as alles mee sleg gaan alles sleg of alles goed. These strategies not only generate passive income, these strategies not only generate passive income, but also provide financial security for the future. Julle weet wat is passiewe inkomste? Kan iemand vir my sê wat is passiewe inkomste? Jy het geld wat terwyl dit net daar lê, word dit meer terwyl dit lê of 'n bate, dit groei in waarde, al doen jy niks daaraan nie, groei hy tog. Is dit reg? So 'n passiewe inkomste kan wees jy dalk 'n tweede eiendom en jy het hier inkomste wat jy daar kry, dis 'n passiewe inkomste. Ja. Of jy het 'n belegging wat vir jou opbrengs gee, die opbrengs is al 12% en jou inkomste is net 6%. So jy maak 6% op jou belegging. Dit is passiewe inkomste. Hierdie een sê understanding your relationship with money. So budgeting and planning. So ek wil nou vir almal hier vra, hoeveel van julle begroot per maand en weet presies wat jou inkomste, wat jou uitgawes is? Hoeveel geld is oor, hoeveel het jy nie oor? Ek doen, my naam is Chris. In my kop doen ek so iets, Dion, maar nie op papier nie, en ek moet dit sekerlik op papier doen. Chris, kan ek jou vra, as jy dit in jou kop doen, weet jy presies elke dag hoeveel geld het jy oor? Hoeveel kan jy nog spandeer? Ek doen dit in 'n Excel doen en elke keer as ek in die dorp 'n draai gemaak het, dan kontroleer ek of ek geld moet skuif of besluit wat het ek oor daarso. Ek oorspend nie. So as jy so iets wil hê, ek het 'n Excel dokument wat ek al jare gelede opgestel het. Ek praat nou seker van 15 jaar terug. So ek sal hom vir julle gee, julle kan hom gebruik. So budgeting and planning, creating a budget is like having a spending roadmap that helps track income, expenses and saving goals.
provides a structured approach to managing money, ensuring financial stability while pursuing personal objectives. Dan die tweede blokkie sê monitoring cash flow. Understanding your cash flow, money coming in and going out is crucial for financial health. Regularly analyzing spending habits can reveal areas for improvement, leading to better financial decisions and more effective money management. In the last one said personal values and experiences. Each person's relationship with money is unique, shaped by personal experiences, cultural influences and individual values. So geen twee persone se behoeftes lyk dieselfde nie. Elkeen se verskil, dis wat dit so uniek maak. So een persoon se behoefte gaan anders wees. Ek sê altyd vir my adviseurs wat ek sien, ek het 'n paneel adviseurs. Elkeen se inflasiekoers verskil. Ek ry baie. So my petrol of diesel rekening is baie hoër as iemand anders sinne. Ek betaal dalk hoër water en ligte. So my VPI koers, elke persoon se 'n verskil. En elkeen se uitgawes verskil en jou behoeftes verskil. So they say that these factors contribute to varying perspectives on money and its importance in life. En dan net mens op belegging die ander ding. As jou belegging 10% groei, dis jou groei na koste, maar reële groei is as jy inflasie aftrek. So as inflasie 6% is, dan is jou werklike groei eintlik 4%. Hulle noem dit reële groei. Goed. Chris, jy kan maar aangaan op daai ene asseblief. Hy kom nou. So hierdie een sê building a strong financial future. So emergency funds. Ons het dit nou al bespreek, maar dit word nou net bietjie in detail bespreek. Having an emergency fund is like having a safety net, providing financial stability during unforeseen circumstances. It allows individuals to handle unexpected events without jeopardizing their long-term financial goals. So mense het korttermyn doelwitte en jy het langtermyn doelwitte. Korttermyn kan wees ek wil oor see gaan oor 4 jaar, net 'n voorbeeld. En jy spaar vir daai spesifieke doel. Langtermyn is jou aftrede dalk. Of as jy jonk is wil jy 'n huis koop oor 10 jaar. Dis 'n langtermyn. So langtermyn is enigiets 7 jaar en langer. Korttermyn 3 jaar en korter en in die middel is jou 5 jaar. So dis tussen die twee, korttermyn en langtermyn. Continuous learning, understanding financial concepts and staying informed about personal finance empowers individuals to make sound financial decisions. As mens weet waaraan jy belê en hoekom jy belê, is dit makliker om 'n besluit te neem. So jou doel hoekom jy dit doen of die uiteinde is baie belangrik. Continuous learning helps them navigate the ever-changing financial landscape and build a secure financial future. Jy kan maar aangaan, Chris, dankie. So let's say money, more than just a medium of exchange. Money is not simply a means of buying goods and services. It represents a complex interplay of security, freedom, and personal values. How we perceive and manage money shapes our financial well-being, our opportunities, and overall sense of fulfillment in life. By understanding the various facets of money, we can make informed choices that lead to financial security, personal growth, and a fulfilling life. So ek weet nie wie van julle lees baie oor finansies nie. 'n maklike manier is MoneyWeb. MoneyWeb het baie inligting wat julle kan dit op die web gaan kyk. Julle kan daar's soveel webblaaie. As julle dit wil lees, sal ek vir julle gee. Dit leer jou oor geld en belegging en ander geleenthede in die mark. Goed, jy kan maar aangaan, Chris. So dis die takeaways, die 4 takeaways of die volgende stappe om te neem. So wat ons reeds behandel het. So it say money is essential for financial security, freedom and achieving personal goals. Developing a strong financial foundation involves budgeting, saving and investment. Julle sal sien ek dink is môre aand of later in wat ons gaan doen. Ek het soveel van hierdie aanbiedings gedoen. So ek kan nou nie onthou waar dit is nie, maar hy gee vir jou 'n ratio vir wat jou behoeftes is, jou alledaagse goed soos jou verband op jou huis, jou water en ligte, jou inkopies
En dan het jy goeders wat jy vir jouself kan doen en dan het jy jou spaargedeelte. So daar's 'n spesifieke ratio hoe hulle hom opbreek, maar ons sal dit behandel. Understanding your relationship with money is crucial for making informed financial decisions. Continuous learning about personal finance empowers individuals to make sound financial choices. Sê dit maar net daartoe to further enhance your financial literacy, consider exploring resources like financial books, online courses or workshops. By actively managing your finances and pursuing financial knowledge, you can take control of your financial future and unlock great opportunities in life. Kan net vir julle sê, ek het 'n rekening oopgemaak, jy hoef nie geld daarin te hê nie, by Easy Equities. So julle kan dit neerskryf as julle wil, easyequities.co.za. Dit leer jou alles, jy kan kursusse daar gaan doen gratis, en hulle leer jou hoe werk aandele, hulle leer jou hoe werk 'n effekte trust, hulle gee vir jou ekonomiese nuus, hulle leer jou oor finansies, en is baie eenvoudig, dis layman terms, of die maklike terme om te verstaan. So as julle dit wil doen, is julle welkom. Kyk, die volgende ene, Chris, gaan nou vir jou sê, wat is die volgende aanbieding? Dit is die societal focus on money. So vanaand is 5 aanbiedings. Ek weet dit is 'n langer aanbieding, maar die ander aande gaan korter wees. Dit is net een aanbieding, maar dit is eintlik 'n opsomming en net 'n herhaling van wat ons gedoen het. Wysheid. So, Mastering Your Money, Practical Guide. This presentation outlines a step-by-step approach to take control of your finances, from budgeting and saving to investing and achieving financial independence. Kom maar aangaan, Chris, dankie. So dit sê jy moet jou finansiële landskap moet jy ken, of jou omgewing. So know your numbers. Begin by understanding your income, expenses, debts and savings. Dis waar jou begroting inkom. This foundational knowledge is crucial for making informed financial decisions. So daar is calculators, ek weet wat in Afrikaans is, berekenaars of wat ook al, wat jy insit jou inkomste vandag, in vandag se terme, en hy werk om vir jou uit teen jou inflasiekoers en jou groei. Wat het jy nodig as jy eendag aftree en wat moet jy nou spaar om daarby uit te kom? So daar is sulke hulpmiddele as jy dit wil hê. Ek sal julle help daarmee. So track your progress. Use a budgeting app or a spreadsheet to track your income and spending. This allows you to see where your money is going and identify areas where you can cut back. So ek wil net iets sê op die skuld. So kom ons sê ek het 5 goed wat ek moet betaal. So ek het 'n huis, ek het 'n kar, ek het 'n persoonlike lening by die bank, dalk 'n oortrokke fasiliteit en ek het 'n studentelening. Hoe betaal mens daai skuld so vinnig as moontlik klaar? Kan iemand vir my sê? Jy begin by die een met die hoogste rentekoers en maak hom klaar. Gerrit, jy het al gelees oor dit. Slim. En maak hom klaar. As jy klaar is met hom, dan vat jy daai wat jy daar betaal het op daai hoogste een en jy betaal jou volgende een met daai geld. So betaal jy jou skuld baie vinnig klaar. Sonder om nog skuld te maak. Jy betaal iets. Wat sê jy, Gerrit? Sonder dat 'n mens addisionele skuld bymaak weer in die proses. Presies. Daai is baie belangrik. Jy moenie weer nuwe skuld gemaak. So jy moet daai skuld, mens moet eintlik skuldvry wees. Dis die ideale balans om te hê. Die ander ding is om al jou skuld net, ekskuus, Gerrit. Kan ek iets dis Chris nou dink ek. Dis die kleinste bedrag met die grootste rente. Ja. Om eers dit klaar te doen, dan skuif jy na die volgende een toe. Wanneer jy kan 'n groot hoë rentekoers kry met die grootste bedrag, dan gaan jy nie klaar betaal nie. Daar's eintlik so baie maniere, of jy betaal net ietsie ekstra, want jy spaar soveel in jou rente, en jy betaal dit vinnig klaar. Dis 'n ander manier om dit ook te doen. Dan die ander ding wat ek vir julle ook wil sê, wat baie, een van my adviseurs het vir my nou die dag sê, ek het nog nooit so daaraan gedink nie. As jy 1 keer 'n maand jou skuld betaal, hy het dit op sy huislening gedoen, dan betaal jy 1 keer in 'n maand daai huislening teen daai koers.
wat hy die bank gevra het, ek sê deel dit van 4 betalings 'n maand. So in plaas van 12 betalings te doen, doen hy 52 betalings in 'n jaar. So hy betaal 'n kwart in week 1, die volgende kwart week 2, derde kwart week 3 en die laaste gedeelte van sy paaiement in week 4. So dit maak jou rentekoers minder en jy betaal hom baie vinniger klaar. So dis 'n ander manier om ook daarna te kyk. Dis net te kwaad. Ja, Vinniger te hou betaal. opkarring aan jou bene want jy's besig om jouself daar skade aan te rig. Daar's iemand wat wie se mic nie af is nie. Dis alright, ek het dit gemute. Crafting your financial blueprint, develop a fresh budget every month. So jy doen elke maand jou begroting. Jy doen hom nie nou en jy doen hom eers weer in Desember maand nie. Doen dit elke maand. Track your income and categorize your expenses into needs, essentials and wants, non-essentials. Ek weet as jy Excel oopmaak en jy maak 'n nuwe werkboek oop, daar's klomp templates wat klaar gelaai is vir jou begroting. Dis nou wel in dollar, maar dit werk net so goed. So jy kan daai gaan gebruik en net die bewoording gaan verander op die Excel. This helps prioritize spending and identifies areas to cut back. So dit gaan vir jou geheel prentjie gee as jy dit visueel ook sien. Dankie, ek kan maar aangaan. Setting your financial compass. Define clear goals, establish specific, measurable, achievable, relevant and time-bound SMART goals. So dis waarvoor specific, measurable, achievable, relevant en time-bound staan. SMART. Dis die afkorting daarvoor. Prioritize and visualize, whether it's saving for retirement, buying a home or paying off debt. Having clear objectives provides direction. So, building your financial foundation. Make saving a habit by setting aside a portion of your income each month. Consider using high yield savings accounts to maximize interest earnings. So jy gaan altyd jou belegging soek wat vir jou die hoogste rentekoers gaan gee en die meeste rente gaan betaal. Dion, So, kan ek net gou terugkom na die vorige skyfie daar waar ons gepraat het oor die paaiement in 4 stukkies te deel. Ja. Uit die aard van die saak verg dit baie sterk finansiële dissipline sodat jy nie van jou paaiement se geld op ander goed spandeer nie. En persoonlik wil ek dan hierso 'n stukkie geestelikheid inbring, want sonder 'n geestelike ingangshoek gaan jy dit nie regkry nie. Jy het die Here se hulp nodig om dit deurentyd te bereik. 100% Gerrit, ek dink nie almal of nie alle mense het daai selfdissipline om dit wel te doen nie. So, maar ek stem 100% met jou saam. So die volgende sê timing your debt. Prioritize high interest debt. Dit wat ons nou nog sê, focusing on paying off high interest debts first while maintaining minimum payments on others. En dan 2, debt consolidation. Mens kan dit ook oorweeg, consider consolidating multiple debts into a single loan with a lower interest rate. Ek weet al die banke doen dit ook deesdae. So jy het dalk kaarskuld, jy het dalk huiskuld, jy het ander lenings en hulle kombineer dit binne in een lening. Hulle betaal alles klaar en jy betaal een lening terug. Credit score improvement, so paying down debt helps reduce financial strain and improve credit score. Dit is eintlik ironies dat mens met skuld hê om 'n krediet telling te kan hê. Dit moet eintlik andersom wees. As jy skuldvry is, moet dit eintlik hoër wees, as mens mooi daaraan dink. Goed, ons kan maar aangaan. Investing for growth. Diversify investments. Consider investing in stocks, bonds or mutual funds. Mutual funds is jou pensioenfondse. To grow your wealth over time. Julle het ook 'n pensioenfonds, soos ek verstaan. Dis reg, ja. Risk management. Diversification helps mitigate risks associated with market fluctuations. So dit is ook nou nog sê, so jy het staatseffekte en aandele byvoorbeeld, hulle werk teenoorgestel teenoor mekaar. So aandele is rente sensitief.
So as jou rentekoerse laag is daar meer geld in die mark om te belê, so baie mense koop aandele. As die rentekoerse styg, is daar minder geld in die mark, so minder mense koop aandele, so jou aandelepryse neem af. Staatseffekte is weer ook die omgekeerde. Lae rentekoers gee vir jou hoër groei en hoë rentekoerse gee vir jou laer groei, jou staatseffekte. So is die teenoorgestelde van aandele en staatseffekte. Weet julle wat se staatseffek? Verduidelik dit maar net so 'n bietjie asseblief Dion. So staatseffek sê die regering, eintlik die Reservebank, nie die regering nie. Die Reservebank het geld nodig. So jy het 'n repo koers en jy het 'n prima koers. So die Reservebank leen geld aan die banke teen repo koers. So as die Reservebank se koers 7% is, dan leen hulle dit altyd teen 3.5% hoër uit aan die banke. Dis hoe hulle geld maak. So die banke se minimumkoers is dan 11.5%. En dan vra hulle kliënte 'n hoër koers om weer geld te maak vir hulle. So wat die Reservebank doen, hulle sit staatseffekte uit met termyne. So 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar, selfs 40 jaar. Hoe langer jou termyn, hoe hoër is jou koers. So uit 'n gewaarborgde uitkeerwaarde is jy onthou tot jou termyn verby is. Hy's liquide die hele tyd, jy kan hom verkoop wanneer jy wil. En hy het 'n coupon, hulle noem dit 'n coupon. Dis soos 'n rente wat elke 6 maande uitkeer. Wat jy kan sê, betaal dit aan my uit of herbelê dit vir my. So daai coupon is heidaglik 9.42% omtrent. Dis jou inkomste. En as jy dit herbelê, dan is jou jaarlikse groeikoers omtrent 10.4% op die huidige mark waarin ons is. So mense kan nou inbelê, maar jy moet dit deur 'n beleggingsmaatskappy doen soos Momentum of Sanlam of Mutual of Vehicle vir ou Mutual. So jou minimum daar is baie minder. In die verlede kon mense dit nie doen deur die versekeringsmaatskappy nie, so jy het R1 miljoen of meer nodig gehad om dit te belê. Maar deesdae doen hulle daai vir 250.000 en meer. Kan jy in daai staatseffekte belê deur 'n maatskappy. Okay, dis maar net 'n bietjie inligting of brokkie inligting op die staatseffekte. So risikobestuur of risk management, diversification helps mitigate risks associated with market fluctuations. So jy gaan jou markfluktuasies of jou mark onsekerheid, soos met oorlog of met uitsprake wat Donald Trump maak of enige minister maak, beïnvloed die mark direk. Hulle noem dit 'n sentimentele markfluktuasie. So wat hulle sê, beweeg die mark. Seek professional advice. Consult with a financial advisor to create an investment strategy tailored to your needs and risk tolerance. So jy het 'n risikoprofiel per kliënt wat sê jy is konservatief, gebalanseerd of aggressief wat jy belê. Goed, enige vrae? En dan kan ons aanbeweeg gerad. So achieving financial freedom, review your progress regularly, check your budget and financial goals to ensure you are on track, adjust your strategy, adjust as necessary based on changes in income or expenses. Financial literacy, continuously seek knowledge about personal finance through books, courses or financial advisors, and empower yourself understanding concepts like interest rates, investment strategies and tax implications can empower better decision making. So in die beleggingswêreld is daar twee goed wat jou groei beïnvloed. Dis koste van 'n belegging of van jou rentekoers by die bank en dan is dit belasting. Belasting is 'n groot faktor. So mense moet so belasting effektief, koste effektief as moontlik belê. Die ander ding hierso Dion ook is daai om jou strategie aan te pas want jy's in 'n ander deel van jou lewe, jou lewensfase is anders. Aanvanklik het jy klein kindertjies, dan is hulle groter, dan is hulle uit die huis uit, so jy kan die hele tyd jou strategie aanpas. 100% sal dit ek weet jare terug het Momentum so ding gehad as jy op 20 begin, dan is jou behoeftes anderster as van 30 tot 40, 40 tot 50. So jou wealth accumulation of jou rykdom, wanneer jy jou rykdom
bymekaar maak is tussen 40 en 50. So die meeste mense wat tussen 40 en 50 werk op hulle hardste, hulle werk hulle langste ure, en dis waar hulle meeste geld. Met ja, daai is reg, God and Money, is die volgende ene. So God and Money, a devotional journey. This presentation explores the relationship between faith and finances, offering practical insights and scriptural guidance for a more fulfilling journey with God and money. So dit gaan nie oor geld nie, geld is nie sleg nie, maar die liefde vir geld is sleg. Goed, kom maar aangaan, dankie Gerrit. Hy is nou stadig. Ek weet nie hoekom is hy nou stadig nie. Daar sê, Dis seker die internet. Daar's hy. seker ja. So dit sê God owns all. Stewardship. So it say the Bible teaches that God owns everything, including our finances, resource. We are stewards entrusted to manage His resources responsibly. Generosity and giving. The Bible encourages generosity and giving. Tithing, a biblical tradition, involves giving a portion of your income to support the church and help those in need. Malachi sê dit vir ons baie duidelik. Giving beyond the tithe demonstrates our love for God and our neighbors. The dangers of money. So idolatry. The love of money can become an idol, distracting us from our devotion to God. So ek dink mense sien dit deesdae ook in die oral in die wêreld. So as jy baie geld het, dan dink ek dan vergeet die mense van God. Evils, the Bible warns that the love of money is the root of all kinds of evils and obsession. Money can lead to greed, envy, and a desire for more. Discipleship and finances. Money management is a reflection of our faith. Our financial decisions should align with biblical values, and we are called to prioritize generosity over greed. Seeking God's kingdom, Matthew 6 verse 33 encourages us to seek first His kingdom and His righteousness. Prioritizing spiritual over material pursuits lead to true fulfillment and provision from God. We should focus on God's purpose for our lives, trusting in His provision. Resources to guide you, books like God and Money, explore how to align financial practices with faith. Podcasts and online resources provide insightful teachings and stories about finances and faith. And in community, connecting with others who share similar values can foster accountability and support. Key takeaways op hierdie een is our relationship with money should reflect our faith in God. Let's strive to be faithful stewards, prioritize generosity and see God's kingdom first. So ek dink dis die groot ding, mens moet altyd God eerste stel in al jou besluite wat jy neem. En mens moet daaroor bid. So die volgende ene, Gerrit, is daai what confronts us. Kan jy dit net vir ons fullscreen maak, dat ons dit mooi kan sien? OK. As ek dit doen, dan kan ek julle nie sien nie, dan wys hy op 2 skerms hier by my, maar ek sal dit gou doen, net 'n oomblik. Is dit beter? Ja, daar sê. Ja, dis reg so. Confronting life's challenges and building wealth. This presentation explores common life challenges and strategies for overcoming them. We'll also delve into the relationship between income and wealth, highlighting key strategies for building lasting wealth. So navigating life's challenges, financial issues. So dis goed so skuld, werkloosheid, debt, unemployment and rising costs of living can create stress and hinder financial stability. So as mens stres het, is dit ook die oorsaak dat jy dalk nie geld het. So daar's baie mense wat ek van weet wat al selfmoord gepleeg het as gevolg van geld. Dit gebeur baie.
Health crises, chronic illnesses, or sudden health emergencies require attention and can affect well-being. Relationship and career challenges, relationship difficulties, let's say conflicts with family, friends, or partners can lead to emotional distress. Effective communication and sometimes professional help are essential for resolution. Career pressures, workplace challenges, including job insecurity, lack of advancement opportunities, and stress from workload are common obstacles many face. And mental health and social issues, mental health struggles, issues such as anxiety, depression, and loneliness can significantly affect daily life. Seeking support from professionals or community resources is often necessary. Ek glo julle het ook baie van hierdie gevalle wat julle sielkundige berading moet doen vir van die lede in die kerk. Social issues, factors like discrimination, social exclusion, or negative stereotyping can impact one's mental health and sense of belonging in society. Dankie Gerrit, jy kan maar aangaan. So strategies for overcoming challenges. Seek support, engaging with friends, family, or professionals can provide emotional and practical assistance. Set realistic goals, breaking down larger challenges into manageable steps can make them less overwhelming. Dit help nie mens sê ek wil oor 3 jaar R1 miljoen hê, maar jy belê net elke maand R100 nie. So mens moet realisties wees oor jou doelwitte, waar jy wil uitkom en wat jy het. Practice self-care, prioritizing mental and physical health through healthy habits is crucial for resilience. Develop problem-solving skills. Learning to approach problems systematically enhances one's ability to tackle various life challenges effectively. Understanding income versus wealth. Definitions: income refer to money earned regularly, while wealth represents the total value of accumulated assets. Interdependence. Income is necessary to build wealth, but the two concepts are not synonymous. So dis nie dieselfde nie. Person can have a high income but little wealth if they spend excessively without saving or investing. Maar net daar iets sê, ek sien net in my werk elke dag, so mense met minder geld, jou middelklas, is dalk die mense met die meeste geld, want die mense wat ryk is of wat rykdom het dalk te veel skuld, hulle het nie geld om te belê nie. So ek sien dit daagliks in my werk. Goed, kom maar aangaan, dankie. Strategies for building wealth, disciplined financial management. Building wealth requires a strategic approach to managing finances, including budgeting, saving, and investing wisely. And on investment focus, wealth accumulation is often achieved through investments that appreciate over time or generate passive income. So saamgestelde opbrengs is die 8ste wonder van die wêreld. So Einstein het dit ook gesê. So dis rente op rente. So as ek R100 het en ek verdien hierdie maand sê 2%, dan sit 102. Volgende maand verdien ek 1%, dan sit 1% op R102. Dis saamgestelde opbrengs. Oor 'n lang termyn, daar is niks soos daai saamgestelde opbrengs nie. Savings and reinvestment, regularly saving a portion of your income and reinvesting returns from investments can compound wealth over time. Ek wil net gou iets hier noem. Op anniteite, as mens jou belastingopgawe indien. Op die belastingopgawe kan jy sien wat se gedeelte gee SARS vir jou terug in jou anniteit. Baie mense vat daai geld, hulle gaan koop dalk meubels of iets aan wat jy in jou huis nodig het. Mens moet daai geld vat en dit weer by jou anniteit voeg. In jou jaar wat volg het jy dan jou bydrae plus daai ekstra bydrae wat jy weer kan aftrek. En so akkumuleer jy ook vir jou rykdom of jou anniteit se groei om vir jou hoër inkomste te gee wanneer jy eendag aftrek. So ek weet nie of iemand al so daaraan gedink het nie. Psychological aspects of wealth. Research indicates that how individuals perceive their income can affect their spending habits.
More frequent income payments may lead people to feel wealthier, prompting higher discretionary spending, which can hinder true wealth accumulation. Dit discretionary spending, julle weet wat dit is. Dis nie aftreegeld nie, dis vrywillige geld. Dis jou spaargeld. So diskresionêre geld. So jy het verpligte geld en dan het jy dit. So it said which can hinder true wealth accumulation. Okay, Gerrit, jy kan gaan. Okay. En dan dink ek is dit die laaste een, Gerrit, is ek reg? Dis reg, laat ek hom net gou kry. Ek moet nou net vir die slideshow nou weer sê, hy moet stop. Ja, dan laat ek hom net gou kry, die laaste een. Dis hier een. So wat ek sal doen, ek sal die weeksinne vir myself e-pos, dan kan ek dit sommer vir my e-posse of môre aand met julle share. Ek moet hom net gou na die ander skerm toe skuif, net 'n oomblik. En dan kan ek hom nou weer share. Is hy by julle? Sien, dankie. Net gou weer groot maak. Daar sy. Dankie. But it say the psychology of building wealth, it's not about how much you earn. Building wealth is a journey, not a destination. So dit vat lank of langer. It's about making smart financial decisions that set you up for long-term success. Cool. So he said the saving rate over income. Saving rate matters. You can build wealth without a high income, but you can't do it without saving a significant portion of your income. So long-term accumulation, saving consistently allows you to accumulate wealth over time, even with modest earnings. So wat ek nou gesê het, mense met minder geld is geneig om meer te spaar as mense wat baie geld het. Kom maar aangaan, Gerrit, dankie. Avoiding lifestyle inflation, avoid the trap of spending more as you earn more. So hoe meer mense verdien, hoe meer wil hulle spandeer, hulle koop meer, maak meer skuld. Prioritize saving over unnecessary luxuries. Maintain a modest lifestyle to enhance your financial stability and growth. Daarso kan ek net sê, Dion, ek het al gehoor, en hoe waar het is, weet ek nie, is dat Warren Buffett nog steeds in die huis bly wat hy aanvanklik gekoop het. Hy het nooit na 'n kasteel, Ja. wat ek, as jy verstaan wat ek sê, geskuif nie, hy het in dieselfde huis Ja. aangebly. Hy bly in daai huis al, ek dink vir 30 of 40 jaar, Gerrit, as Ja. ek reg is. En ek het gehoor, maar dis 'n paar jaar terug, hy het dieselfde kar ook nog gery. Weet nie of Ja. hy nou al 'n ander kar het nie, maar Ja. dis hoe eenvoudig hy leef, of die simplicity, die eenvoudigheid. The power of invisible wealth, true wealth. Wealth often remains hidden, consisting of money not spent on visible luxuries. Ekskuus, ek wil net iets sê van Warren Buffett. Sy sukses is, as almal aandele verkoop, dan koop hy, en as almal koop, dan verkoop hy. So dit is waar sy sukses lê. Okay, focus on what matters. Don't let perceptions of wealth based on outward appearances cloud your judgment. So ek dink daar kom die status in. Jy wil, as jy sien ander mense het iets, dan daai keep up with the Joneses. En daar's baie mense wat dit doen. Kom maar aangaan, Gerrit, dankie. Financial independence, the ultimate goal. Financial independence is the ability to choose how to spend your time and resources. It allows you to pursue your passions and live life on your own terms. Financial independence provides a sense of security and freedom that is priceless. So investing for the long term, investing involves taking calculated risks to grow your wealth. Be patient and invest for the long term. Don't chase quick profits or get caught in market volatility. Jou mark, jy gaan belê nou dalk in 'n fonds wat nou goed doen. Maar dis nie te sê dis nie 'n waarborg dat hy die jaar wat kom, of 2 of 3 jaar vorentoe nog so goed gaan doen nie. Focus on consistent growth over time. Investing principles, diversification and risk management.
Diversifikasie, spread your investments across different asset classes to mitigate risk. Risk management, understand and manage the risks associated with your investments, and on rebalance, regularly review your portfolio and adjust it as needed. Die portefeulje wat hulle hier van die herbalansering praat. So wat 'n adviseur doen, en hulle moet dit doen volgens wet. Hulle moet 1 keer 'n jaar met hulle afspraak maak met jou en hulle moet deur jou portefeulje gaan en vir jou sê hulle sien hierdie probleem of hulle dink dis 'n probleem en dan herbalanseer hulle. So hulle skuif dalk tussen jou fondse of hulle skuif uit fondse en gee vir jou ander fondse. Take action. Building wealth takes effort. Building wealth is a journey that requires effort and discipline. Start by creating a budget, identifying your financial goals, and seeking professional advice when needed. Remember, the journey to financial freedom begins with a single step. Ek wil net gou iets noem. Ek het so 5 jaar terug, ek weet nie waar sy nie, ek sal moet gaan soek. 'n Persoon van 20 jaar het begin belê, dink dit was in dollar, was $200 gewees vir 10 jaar tot 30. Toe daai persoon opgehou met die anniteit om die anniteit te betaal. Persoon op 30 het begin dieselfde premie betaal tot ouderdom 55 op aftree ouderdom. Wie dink julle het die meeste geld gehad op aftree ouderdom? Die eerste ou. Ekskuus? Die eerste persoon. Eerste een. So dis wat ek nou sê, saamstelle opbrengs. So die persoon wat eerste betaal het 10 jaar betaal en hulle het vir 35 jaar. So reg, het hulle daai saamstelle opbrengs gehad. Die ander persoon het vir 25 jaar betaal met dieselfde premie met minder gehad. So dit wys net die krag van saamgestelde opbrengs. So hoe vroeër mens begin, hoe jonger jy begin, hoe beter. Dankie Gerard, jy kan maar gaan. Kyk, ek dink dis alles. Ek het niks anders nie. Dit was die 5 aanbiedings wat hulle gevra het ek moet doen vir die eerste aand of deurgaan. Die ander of die ander wat volg gaan vinniger wees. So Lorraine, ek het gedink dit gaan langer vat want daar was min vrae. Daar was nie baie vrae. So ek weet nie of daar nog iemand is wat vra het of nog ekstra inligting soek wat ek vir julle kan stuur of gee nie. Broer Dion, as ek net vir u kan vra, ek weet u het nou vir ons hierdie presentation voorgesit, maar om dit net meer huis toe te bring. Ek weet vanaand het mense aangeskakel met die hoop om miskien verlos te raak van hierdie jy weet hierdie skuld en besluite wat 'n mens maak in jou lewe wat jou op 'n plek bring wat jy weet wat jy voel jy kan nie uitkom nie. So is daar miskien 'n persoonlike ding wat jy miskien kan deel met ons om vir ons te wys. Die eerste ding dink ek wat jy genoem het is dat hoe om 'n 3 maande salaris op te bou. Kyk, jy het gesê dat is altyd te begin. Of soms dink 'n mens dit is te laat. As jy na jou ouderdom kyk en jy kyk hoeveel jare jy nog voor het om nog te werk en so voort. Hoe dink jy, hoe kan 'n mens nog in vandag se tyd van vandag af begin om daai 3 maande salaris op te bou? Daai is die eerste vraag wat ek graag wil. Jy bedoel nou om jou 3 maande se inkomste. Ja, se inkomste. Noodfonds, om die noodfonds. Yes, ja. So ek dink daai begin by jy moet 'n begroting gaan opstel, Lorraine. So ek dink dis die belangrikste. Want weet jy wat, selfs van my adviseurs, my makelaars wat ek sien, het nie 'n begroting nie. Ek kan dit nie glo nie. Ek diens 41 adviseurs in die Noordwes en my kollega diens omtrent ook dieselfde hoeveelheid. En as ek vir hulle vra, het jy 'n begroting? Weet jy wat, ek dink daar's 5% wat van hulle het 'n begroting. So selfs die finansiële beplanners laat ook na om dit te doen. En dis eintlik waar dit begin. Jou beginpunt is. So jy moet gaan kyk waar is jou uitgawes, soos broer Gerard ook nou gesê het. Hy sê daai grootste skuld, as jy daai dissipline, jy moet dit hê. As jy dit kan klaar betaal en jy het minder skuld, dan kan jy daai geld dalk eenkant gaan sit en dan begin jy daai noodfonds opbou. Okay. Kyk, so ek weet nie of dit sin maak wat ek sê nie, maar elkeen se behoefte gaan anders lyk. So jy moet gaan kyk wat jou inkomste en wat jou uitgawes is. En onthou, dit gaan baie dissipline wees. Jy wil dalk gaan uit eet oor 'n naweek, net 'n voorbeeld.
So jy gaan Ja. dit ook bietjie moet inkort en sê, hoorie, ek gaan daai geld eerder vat en spaar. So Ja, daar dis- gaan goed wees wat jy moet prys gee. Okay. Dit maak Maak dit- verskil. Maak Ja, dit dit sin maak vir jou. dit Maak maak dit sin. sens, ja. En dan die ander vraag wat ek wil vra. Sê byvoorbeeld as jy nou vir jou kop oorboord met skuld gemaak het. Ek weet daar's mense wat miskien nou 'n oplossing soek. En ja, dit gaan nou tyd vat om nou te sê iets verduidelik dat 'n mens moet met die kleinste skuld die hoogste rentekoers aanpak. Ja. Wat kan iemand doen of wat se verlossing kan ons vir iemand help wat miskien so is dat die persoon nie op self dryf, miskien tot selfmoord of enige ding wat jy weet wat nou vir hom kan aanraak in terme so iets, jy weet? So ek dink die maklikste manier is die eerste ding is skuldkonsolidasie. Daar's baie maatskappye wat jou help met skuldkonsolidasie. So wat hulle doen, hulle gaan na al jou skuld uit of die mense wat jy geld skuld. En hulle onderhandel vir 'n ooreenkoms met daai mense wat jy betaal. Dalk teen 'n lae rentekoers of jy betaal minder. So dis die een ding. Of jy moet dit konsolideer by die bank. So kom ons sê jy betaal op jou huis dalk 11% rentekoers, jy betaal op jou lening by die bank 20%, want dis omtrent wat dit gaan 21%. So die bank gaan dalk vir jou nou daai konsolideer in een skuld en hulle gaan jou dalk 14% vra. So jy gaan minder terugbetaal en dit wat jy ekstra gehad het, jy was mos gewoond om alles te betaal. Dit sit jy dan een kant. Vir daai noodfonds of vir jou aftrede of wat ook al ekstra. So mens kan self hoe sê mens you're taking charge of your own finances. So jy het nie nodig eintlik om die administratiewe, want gewoonlik as jy vir hulle ook aanbied, dan moet jy hulle ook betaal. En dan moet jy nog minder aan jou skuld betaal. So jy kan self die bank dan kontak en dan self vra vir daai konsolideerder lening of wat ewe ook al. Jy kan selfs met jou skuldeisers, jy kan selfs, kom ons sê jy het 'n motorfinansiering by Absa Bank. Jy kan hulle bel en sê, hoorie, jy's bietjie in die knyp, kan hulle jou help vir die volgende periode, 6 maande of 'n jaar. Hulle wil eerder jy moet betaal as jy glad nie betaal. Okay. So mense kan dit self onderhandel ook met hulle. Dis nie nodig dat jy ander mense nodig het om te onderhandel. Okay, baie dankie. Ek sien ons het nog 'n hand wat 'n vraag het. Kan jy praat daarso? Ek dink is dit Rian? Dis Rian, ja. Ja, okay. Goeienaand almal. Baie dankie vir die aanbieding Dion. Ek waardeer dit. Ek wil jou graag hoor. Dis 'n bietjie advies, né? Okay, dit gaan beteken dat jy baie dissipline moet hê. Maar kom ons sê ek het nou so 'n anniteit. Ek gaan 'n voorbeeld gebruik. Anniteit en ek besluit nou met jy wat? Ek wil nie meer 'n anniteit hê nie, maar ek wil daai geld net so spaar. Kom ons sê in 'n aparte rekening. So die paaiement wat ek elke maand sou betaal het, spaar ek net so, ek vergeet van dit, asof ek dit sit aan die anniteit betaal. Maar nou wat sal gebeur, kom ons sê na 20 jaar. Kyk, as jy nou aan die tyd terugkry, moet jy nog sekere kostes betaal en goed. So wat, ja, gaan dit beter wees om dan eerder dan, dus maar kyk, waar kan jy probeer spaar? So ek soek 'n bietjie advies. So, Rian, wat ek sal voorstel is, jy maak hom VOP, hulle noem dit volop betaal. So jy betaal hom nie meer nie, al die geld wat jy daar aan betaal het, bly daar, en dit groei teen daai portefeulje wat jy gehad het. Maar jy het weer 'n finansiële beplanner nodig, jy moet hom jaarliks hersien, dat hy vir jou die beste optimale groei kan gee op daai anniteit. Dan vat jy daai premie wat jy daar het, en jy gaan sit dit vir jou in 'n, ek sal nie sê in die bank nie, want onthou, die bank betaal jy baie rente en jou belasting is hoër. So belê dit in 'n belasting-effektiewe voertuig deur 'n maatskappy. Daar's baie, jy kan 'n uitkeer gaan belê vir 5 jaar en jou belasting is baie laer as in jou persoonlike naam. Of jy gaan belê dit in 'n mandjie van fondse, ook by 'n maatskappy en jy daai groei. En jou geld is liquide die hele tyd. So as jy dit nodig het, dan kan jy dit onttrek. In die uitkeer 5 jaar het jy 1 onttrekking en 1 lening. So jy kan dit nie daar gereeld onttrek nie. So ek sal voorstel mense doen daai mandjie van fondse in 'n portefeulje. Jy kan dit konservatief ook belê as jy wil. So jy kan inkomstefondse daarin sit, jy kan geldmarkfondse daarin sit wat 'n lae risiko is, maar jy het groei.
beter groei as wat jy het in die bank. So ek weet nie of ek jou antwoord op jou vraag nie. Baie dankie, is reg. Dankie hoor. Dis 'n plesier, Jan. Is daar enigiemand wat nog 'n vraag wil vra? Terwyl daar iemand miskien sy hand wil opsteek, broer Dion, kan u net vir ons dan die budgeting, ek weet ek is ook skuldig, ek het nie 'n budget wat ek aan werk nie. En ek hoop regtig dat soos wat ons hierdie week sal aangaan, dat die Here regtig vir ons sal, die Heilige Gees ons sal help om regtig ons finansies reg te hanteer, sodat ons ook regte rentmeesters vir die Here kan wees, want soms is 'n mens so aangekla dat jy nie eers fondse het om te kan gee of om die Here se werk voor te kan sit en dit is hoekom ons soms vir onsself bevind in sekere dinge wat ons nie moet wees nie, want ons stel ook nie die Here eerste nie, want die Here moet eerste gestel word en ewens om ons finansiële wealth op te groei, moet die Here dan ook eerste wees. Kan ons Ekskuus, daai vers in Maleagi sê die Here sê daar toets my of ek nie die vensters van die hemel vir jou sal open nie, né? Baie mooi. Dankie. Kan Chris kan maar praat? Ek dink jy het my vraag beantwoord. Ek sal graag wil sien hoe Dion se budgeting voorbeeld is. Jy kan altyd iets byleer of by ou se persoonlike budgeting vorms goed bysit wat ons dalk nie het nie en so aan. So ek sal graag daai Excel wil kry asseblief. Ek sal hom vir julle stuur. Ek het 'n template wat ek vir julle sal stuur. Moet ek hom vir jou aanstuur, Lorraine? Ek kan dit net vir my stuur, dan sal ek dit aan almal aanstuur. Dan kan ons dalk as ons môre aand of woensdag aand 'n kans hê, dan kan ek saam met julle deur hom gaan as ek julle net wys. Dis doodreg, ja. Leraar Jacques, ek sien u naam, u hand is op, kan u vir ons praat? 'n Goeie naam, Dion. Jacques, Ek hoop dit gaan goed daar in jou geweste. Ek dink dit gaan half 'n bietjie terugkom na Rian se vraag toe. Ek het half nou met 'n halwe oor geluister. Maar so 'n groot klomp geld is eerder beter om waar te belê as om in die bank te los, want jy sê die tax implikasie is groter by die bank en die rente is minder. Ja, onthou die bankuitkoste, jy gaan binne in 'n belegging ook 'n koste hê. Maar jou groeipotensiaal binne in 'n produk by 'n maatskappy gaan vir jou beter wees. Jy kan verskillende bateklasse in belê. As jy in die bank gaan belê, het jy net 'n geldmarkrekening. Waar jy by 'n maatskappy gaan belê, kan jy dalk in fondse belê wat dalk vir jou 'n bietjie wêreldblootstelling gee. Sê 10% in Amerika of in Europa, wat ook al, en in Suid-Afrika, en verskillende bateklasse, soos eiendom kan jy is van daai fondse deel, daar's kontant in, soos jou geldmark. Daar is aandele en daar staatseffekte. So dis jou 4 bateklasse. En al die fondse, effekte trustfondse het daai bateklasse ingesluit by hulle, die fondsbestuurders wat dit bestuur. So hulle doen vir jou 'n diversifikasie binne in daai fonds of fondse waar jy dit nie het in 'n bank nie. So as die bank die geldmarkkoers afkom, dan gaan jou geld ook laag of jou rentekoers ook laag wees of jou koers op die geldmark. So eiendom, want ek het nou 'n eiendom, maar ek weet nie of ek maar moet verkoop en die geld eerder in iets sit, want ek weet nie of ek regtig met die risiko moet deel met huurder nie. So dis nou daai groot ding waar ek moet kyk, en nou het ons gehoor eiendom met 'n so ek oorweeg 'n paar dinge om te doen. Ja. Ja, Jacques, wat lekker is, waar jy eiendom groot geld nodig het, 'n fisiese eiendom, baksteen, binne in 'n effekte trust. Hulle verdeel hom, jy kan selfs R200 betaal op jou effekte trust, maar die blootstelling in eiendom binne in daai portefeulje, dit is kommersiële eiendom. So dis nie ons eiendom waarin ons bly nie. Dis soos shopping malls. Jy weet waar mense gaan koop, of groot besighede soos Investec of Old Mutual. So hulle belê binne in daai. Jy het altyd mense wat daar werk, jy het altyd daai verhuurings wat gedoen word binne in die plek. So jy het 'n baie
meer sekuur belegging, dink ek. Jy het nie die risiko's Ja. wat jy het as jy jou persoonlike plek het nie. Ja, want ek het 'n persoonlike plek. So ek moet of Ja, nou ek uitverhuur verstaan so. en dis nou die oorweging, waar gaan die geld nou maar die beste wees, want 'n huurder in jou plek is nie dat ek ongelowig wil wees nie, maar dis nou maar die risiko. En dis die As jy 'n vraag. goeie huurder het, Zak, ja. As jy nie 'n goeie huurder het nie, is dit 'n probleem. En onthou, as hulle daai plek verniel, wie moet dit regmaak? Jy moet die onderhoud doen op daai plek. Ja. Dis die een ding. Die ander ding is 'n fisiese eiendom is nie so likwid nie, né? Hoe lank gaan dit jou vat om daai eiendom te verkoop deesdae? Wel met die agent gepraat vandag, as ek nou maar my prys drop, behoort hy redelik vinnig te gaan. 2 van hulle het dit gesê en ek vertrou hulle nogal albei goed, want ek ken hulle al lank. So as mens binne in 'n fonds belê wat daai samestelling het, is jou geld baie likwid. Jy het net 'n koper en 'n verkoper nodig en daar's baie kopers. So ek is die verkoper, ek wil dit verkoop en die ander persoon sê hy gaan dit koop. So jy het dit dadelik in die mark. Jy hoef nie te wag vir dit nie. Binne 4 of 5 dae het jy jou geld. Dankie. Ja. Leraar, baie dankie vir u bydrae. En ek dink ons is seker almal het gebaat wat vanaand met ons bespreek was. Ek dink die 5 punte wat ons kan huis toe vat mee vanaand is om 'n noodfonds op te stel en dan sterk aftree aan die tyd fonds ook wat jy kan opstel, en dan kan ons ook 'n goeie savings and investment assessment, ek het dit nou in Engels geskryf, miskien dan kan jy ook 'n goeie spaar en investment rekening opstel. En die 4de punt is dat ons moet onthou dat ons altyd ons budgets moet regstel. Goeie beplannings en 'n budget het vir ons finansiële fondse. En dan ook die laaste punt is om vir onsself sterk finansiële inkomste op te bou. So as daar geen iemand is wat nog iets wil sê nie, dan dink ek kan ons afsluit. Is daar enigiemand wat nog iets wil vra? Kan ek net sê, Lorraine, wat ek ook gesê het, skerp julle self op. Dis altyd goed om te weet wat in die markte gebeur en aangaan. So, as mens daai bietjie meer kennis het, maak dit jou besluite makliker. Dis die een ding wat ek wil sê. Die ander ding is, ek het ook 'n pensioenfonds, maar ek het 'n anniteit ook. So moenie dink as jy net 'n pensioenfonds het, dis genoeg geld nie. Jy kan nooit genoeg hê nie. So jou aftrede is baie belangrik, want onthou daai geld met jou hou. Jou lewensduur, hoe lank jy leef, gaan bepaal hoe lank daai geld gaan hou. Ek wil nie afhanklik wees van my kinders nie, ek het nie meer ouers nie, of van ander mense om vir my te sorg finansiëel nie. Dis korrek, ja. Ek sien is iemand wat 'n kommentie op die chat gesit het. As Zak sy eiendom verkoop het, is ek sy heel beste vriend. Hy gaan 'n Ek weet hele nie klomp wat vriende hê. Is daai kerklede vir my wat my uitcheck. Okay. Alright. Okay, baie dankie aan almal wat ingeskakel het vanaand. En ek hoop om julle weer môre aan te sien. Net om ons lesings af te sluit vanaand. Ek sal can I ask Pastor Jacob, can you please do the closing prayer for us if you don't mind? Thank you. Let's pray. Maybe just before we pray, you will forgive me. I am learning a lot. Be patient with me. And thank you everyone, Elder Dion, and everyone, Sister Lorraine for connecting us, our CFO for also guiding in our introductions. I thank everyone. Please pray for me. I am praying that within a very short space of time, I need to Brad very well. Let us pray. Father God in heaven, thank you so very much for this amazing initiative that is divinely planted into our lives.
These are issues of eternal value. The world is hedging so much around us, and the enemy is taking all resources away from us, from our families, from our society, from the church, even from the nation, and from the international world. We pray that, God, we may be wise as serpents and be humble as doves, and also be pointed unto you, and be patient with ourselves and desire to learn of issues that are of eternal value. Thank you for the discussion that has been raised tonight. It has really spoken to the practical issues that are affecting us on a daily basis. We pray, God, that you may guide and lead us on a day-to-day basis, and may this be the end of the beginning, so that you may assist us to engage from time to time, and then we can get clarity, assistance, and support one another in our journey to heaven. Thank you for Elder Dion. You have used him mightily to explain issues that are hidden from us, and yet you have given us men and women of understanding. You know our individual needs, you know our family needs, you even know our societal needs. We pray tonight that God may give us a good night of rest. There are those who are not well. I pray, God, that you may zoom down to their space and heal them in Jesus' name. We pray, amen. 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 Hallelujah. Amen. Amen. Amen.